so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Nou die wat kom met my hele hart. En nou die wat kom met my hele verstand. En nou die wat kom met al my kracht. Is die enigste ware God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Vader God, ons loof en prys U vanoggend. Dat vir ons vir U kan sing. Dat ons vir U kan loof en prys. Ons eer U vanoggend, Vader, dat U op die wolke gaan kom, Vader, om ons te kom haal. Dankie, Here Jesus, dat U vir ons aan die kruis gesterf het, om die straf van ons sondes te dra. Help ons vanoggend om te verstaan wat die woord van God is. Help ons om te verstaan dat die woord van God krag dra. En dat het uit ons uit moet skyn, sodat ander mense die wêreld dit kan raak sien. Ons loof U daarvoor. Ons eer U in die naam van Jesus. Amen. Goed, sien gaan ons 'n Bybelvers in die Bybel. En sy naam is Filippense 2 vers 10 en 11. Lig hier daar is 'n Bybelboek in die Bybel, Filippense. Ja, mense kry 'n klein perdjie nie, en dis 'n filletjie. En hy het ons ook 'n lang oor, nee. So maak 'n bietjie so. Nog 'n bietjie so. Dan sê jy Fille en dit 'n klein perdjie het hy 'n maag of 'n pens. Hy het 'n pens hier, dan sê jy Filippense 2 vers 10 en 11. Ek kan dit saam met jou. Kom ons sê Filippense 2 vers 10 en 11. Daai Bybelvers sê, elke knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here. En dit is hoe ons vir Jesus welkom sê vanoggend, deur vir hom te sê en te erken, Jesus Christus, U is Here. So doen dit weer saam met my, Filippense 2 vers 10 en 11. Elke knie sal buig, elke tong sal erken, Jesus Christus is Here. Dit is maar ek vir goeie nuus. Jy gaan hoor van Jesus. En dis die beste nuus. Okay, ons wil vertel van die hemel, maak 'n bietjie so, hemel. Die hemel is ons, dit is die hemel is ons daar, nee. Ek weet nie, die hemel kan ook binne in jou wees, nee, want God is binne in jou. Maar kom ons sê, vir nou, die hemel is daar, en ons gaan praat oor sonde, maak 'n bietjie so, jy is in die moeilikheid, en sê verkeerde dinge doen, okay? En ons gaan praat van God, en ons gaan praat van Christus. Nou, Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf, dis hoe ons het so wys, en ons gaan praat van geloof, want ons moet vertrou op Jesus, nee. En dan gaan ons praat oor gevolg, en gevolg beteken, dat ek en jy kan kies, om Jesus te volg. Dit is die gevolg van die goeie nuus van Jesus. Goed. Nou vanoggend wil ek gou iets wys. Hierdie is 'n flitslig. Dit is 'n groot flitslig. Hy werk nie vanmôre nie. Ek dink hy het krag nodig, nee. Dink jy ons kan 'n bietjie krag inprop? Daar sê hy aan. En nou het hy. Wat? Nee, jy laat ek ook is lig nie. Kijk daar, hoe werk is die lig nie. Ja, en toe, die oomblik toe ek vir hierdie flitslig krag gee, toe skyn hy, sien jy dit? Ja, en dis net so, is dit met die Bybel. Die Bybel, die woord van God, is my krag, en die krag laat my skyn. As ek binne die woord lees, binne in Jesus' Bybel lees, as in God se woord lees, dan gee dit vir my krag, en die krag laat my skyn, sodat ander mense kan sien wie God is. En dan doen ons goeie dinge, want ons dra die lig van Jesus uit. Sê die woord van God het krag, en die krag laat my skyn. En dit is ook ons hierdie jaar gaan Bybelversies leer, want as ek Bybelversies ken, dan gee dit my krag en
laat my skat. Goed. Kom ons kyk gou na een van die Bybelverse wat ons gaan leer. Hierdie Bybelverse, die eerste een sê, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe, die geskenk wat ons van God kry, is die ewige lewe. So God gee vir ons 'n gratis geskenk. En dan sê die Bybel ook vir ons, almal, sê bietjie almal, jy het gesondig en is ver van God af. So almal van ons het gesondig en ons is ver van God af, sê die Bybel. Maar Jesus het gekom om ons nader aan God te plaas. Goed, en dan sê die Bybel ook 'n baie belangrike vers. God is liefde. Dink jy selfs styf vas. Dink jy selfs styf vas. Jy lief vir jouself? Ja. Jou papa en jou mamma lief vir jou? Ja. Dan trek jy self styf vas. Dis hoe lief God vir jou is. Die Bybel sê, God is liefde. Dis wat die Bybel vir ons sê. Goed. En dan is daar 'n versie wat ek dink julle almal ken. Wie van julle ken Johannes 3 vers 16? Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom Jesus glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. En dan 'n baie belangrike Bybelvers. Want ek gaan op 'n stadium vir jou vra, hoe dink jy gaan jy in die hemel kom eendag? En dan is dit hierdie Bybelverse wat sê, glo in Jesus. 3 woorde. Sê 'n bietjie saam met my, glo in Jesus. Nou as jy in Jesus glo, dan sal jy gered word. Nou gaan jy nog vertel, hoe word 'n mens gered? Deur die loop van hierdie jaar. En dan vanoggend wil ek vir jou vra. Die Bybel sê, elkeen van ons wat hom aangeneem het hy die reg gegee om kinders van God te word. Is jy 'n kind van God? Ja. En as jy dan vanoggend twyfel of jy 'n kind van God is, wil ek vir jou kom die versekering gee. Ek wil vir jou kom sê, yes, jy is 'n kind van God. Maar die Bybel sê ook, hy staan by die deur. Jesus staan by die deur en hy klop. En die Bybel sê, as jy sy stem hoor en jy maak die deur vir hom oop, dan sal hy in jou lewe inkom. Wil jy vanoggend jou deur, jou hart se deur vir Jesus oopmaak? Wil jy graag hê Jesus in jou lewe inkom? Ja. Gee my jou regterhand. Gee my jou linkerhand. Wat toe voor jou? Wat jou oogies? Vader God, ek kom vanmôre in die naam van Jesus Christus. En ek kom neem al hierdie kinders, Vader, en ek kom sit hulle voor die voete neer. En ek kom bid vanmôre, Vader, dat wanneer hulle nou saam gaan bid, Here Jesus, dat U hulle stem sal hoor, en dat U hulle gebede sal verhoor, en Vader God, dat U hulle in die hemel sal inneem, saam met U. Kom in hulle hart in vanmôre, Vader. Here Jesus, hulle wil nou hulle hartse deur vir U oopmaak, sodat U in hulle lewe kan inkom. Kinders, as jy graag vir Jesus nou wil innooi en die deur van jou hart oopmaak, mag jy jou oogies oop, mag jy jou oogies oop. Maak jy die deur oop, maak ons so. Maak jy toe jou oogies. Wat jy agter my aan, Here Jesus, ek vra dat U asseblief in my lewe sal inkom. Vergewe asseblief al my sondes en maak my U kind. Dankie Here Jesus, dat U nou in my lewe inkom en dat ek U kind kan wees. In die naam van Jesus Christus. Amen.
sal nooit weer in sy lewe, nooit weer in jou lewe, sal Jesus ooit uit jou wees. Hy is vir altyd en vir ewig. Die Bybel sê, wanneer jy eenmaal gekies het vir God, sal niemand jou ooit uit sy hand uitdruk. Jy sal altyd vir God en vir Jesus en die Heilige Gees in jou lewe hê.